As ek vir jou moet vra, as ek vir jou moet vra, waar is hy? Ons weet alles is uit hom, ons weet alles is deur hom, en ons weet alles is tot hom. Maar as ek vir jou moet sê, druk jou vinger op 'n plek, pinpoint, en sê, hier is hy. Waar gaan jy sê, waar is hy? Die meerderheid kinders van die Here kan nie wag om dood te gaan, om huis toe te gaan, om by hom te wees. Het jy al vir hom gevra, wat is sy begeerte van huis? Het jy al vir hom gevra, wat is sy begeerte en wat ag hy as huis, as sy woning? Want hy woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Onthou, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die hemel is 'n geskape plek. Kan ek maar sê, met die hande gemaak. As hy vir ons, as die kerk moet kom vertel wat sy begeerte is, wat sy woonplek, wat sy huis is, gaan die meeste kinders van die Here geskok en verras wees, want sy begeerte is jy, as woonplek, as rusplek. So as ek vir jou moet vra, waar is hy? Druk jou vinger op dit, waar is hy? Wat gaan dit wees? Halleluja. Ons weet, ek gaan 'n lekker fondasie lê en ek gaan 5 verskillende plekke uithaal waar baie dink hy is. En die vraag is hy daar en gaan jy hom daar vind? Al is hy in almag, al is hy in almal en alles is in hom. So ons gaan begin met 'n lekker fondasie eers. Ek moet dit so beginne. Ons weet voor die grondlegging van die wêreld. Ons weet voor die grondlegging van die wêreld. Ek gaan so probeer skryf, het ek alles, het hy vir jou alreeds in hom uitverkies. Is dit korrek? Hy het jou nie net uitverkies nie. Hy het jou geheilig. Jy is volmaak, volkome. Hy het jou bestem, aangeneem, voorbeskik alreeds as kind. Sodat alles kan wees, tot lof van sy heerlikheid. Halleluja. Halleluja. Dit was alreeds gewees voor die grondlegging van die wêreld. Dit was alreeds gewees in dimensie gees, onsigbaar. Het God klaar besluit, dis hoe het gaan wees. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy het voorbeskik. Hy het jou reeds klaar gered. Jy's klaar geroep. Dit was nie jou vermoë nie, dit was nie jou werke nie. Dit was alreeds vir jou, dit alles was alreeds vir jou. Dit alles alreeds vir jou was 'n geskenk aan jou in Christus. So God het klaar besluit. Hoe groot is dit nie? En toe begin God die proses. As geskape. Toe begin hy die proses as geskape. En hy begin die proses met die wet. Ek wil so skryf, want ek het spasie nodig, die psalms en die profete. Hy begin met 'n mens, geformeer, geskape uit stof. Hy begin met jou ouers.
as vlees en bloed om jou net te kry hier op die aarde, en dit alles het getuig van, dit alles het getuig van hom, sodat hy een of ander tyd met die volheid van tyd, dit alles wat as geskape is, as hierdie begin, kom volbring het. Sodat alles wat was as die ware, soos wat het was voor die grondlegging van die wêreld, want dit was 'n verborgenheid, en 'n verborgenheid bestaan uit twee dele, die geestelike, die onsigbare, maar hierdie verborgenheid moet een of ander tyd waar word as waaragtig. Hierdie verborgenheid moet een of ander tyd waar word as waaragtig, as sigbaar. En dis weer 3 dae later. 3 dae later word jy opgewek saam met hom as hy in hierdie ware. Opwekking beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opwekking beteken die ommekeer van 'n bewustheid. Jy dink nou nie meer soos 'n roos uit 'n stamboom. Jy dink nou nie meer soos 'n brand nie. Jy dink nou nie meer soos 'n McBride nie, want jy's eintlik uit God gebore. Hierdie kant was die geskape, 'n proses, 'n skaduwee. Hierso as die sigbaar word van die ware soos dit was voor die grondlegging, is 'n sigbaar word uit God as gebore, wedergeboorte, regenerasie. Die ontdekking van 'n geestelike waarheid, die begin as die openbaarmaking van God in vlees, hier is hy. Halleluja. Dis wat opstanding beteken. Dis hoekom hy opgewek is. En dit alles is uit die dood. Hier's nou een nuwe mens. Hierdie nuwe mens is op 'n nuwe weg. Wat is hierdie nuwe weg? Vir die mens en vir die kerk is dit 'n nuwe weg, maar dit is eintlik die oudste weg, soos dit nog al die tyd was as voor die grondlegging van die wêreld, die sigbaar word. So as God na jou kyk, hoe sien God jou? Dis hoe God die mens sien. Dis hoe God die mens sien. Ek sit 'n uiteensetting van die Bybel. Ons weet, die Jode, waaroor die wet, die psalms en die profete gegaan het, en als het getuig van hom as volbring. Ons weet die Jode het dit nie geglo nie, en ons weet die Jode was vir 40 jaar ongehoorsaam. Die Jode het aangehou met hulle offers, tot en met 70 na Christus, as dit is verby. Toe is alles afgehandel as volbring. Ons weet, in hierdie tydperk van 40 jaar, hier kom dit, jy moet mooi luister, het hy gaan sit aan die regterhand. Hy het gaan sit aan die regterhand, en die tempel in die hemel, was toe, totdat die laaste engel, die laaste pla uitgegooi het as 70 in Christus, toe gaan die tempel in die hemel eers oop, toe is hy nie meer in die hemel nie, toe het hy sy huis, sy begeerte, sy woning in besit geneem, en wat is sy begeerte, wat is sy woning, waar gaan jy hom vind? Dis hoekom, 2 Korintiërs 5 vers 1 sê Paulus, as ons tentwoning afgebreek word, het ons 'n gebou van God, 'n huis, 'n ewige, in die hemele. En toe ons as die kerk daar gaan stil staan, en nou sê ons vandag, Rudy, hierdie is maar net 'n ou tentwoningkie, hierdie tentwoning moet een of ander tyd terugkeer na stof, want ons het 'n gebou in die hemel. Dis, ek gaan jou verras vanoggend. Die gebou in die hemel was hierdie 40 jaar tydperk as 70 na Christus, want Hebreërs sê, hy maak dit duidelik dat die weg na hierdie heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste dinge nog standhou nie. En 70 na Christus, toe die laaste engel, die laaste pla uitgiet op die ongehoorsame Joodse volk, die stad Jerusalem verdeel word, daar chaos is en miljoene Jode gedood word, toe gaan die tempel in die hemel
eers oop, en daai gebou waarvoor jy wag in die hemel, is jy. Dis nie meer in die hemel nie. Toe dit oopgaan hier, 70 na Christus, toe word die heerlikheid uitgestort. Paulus sê hier, die hoop van die heerlikheid is Christus in jou. Nou kom ons vandag en sê ons, die hoop van die heerlikheid is Christus in jou. My vriend en my vriendin, toe die laaste engel die pla uitgiet as 70 na Christus en daar uitgeroep word, dis verby, toe is dit nie meer 'n hoop van heerlikheid Christus in jou nie, toe is jy die openbaarmaking as die ware soos wat dit was, die sigbaar word, die heerlikheid gemanifesteer, hier's God in vlees, hier's hy. As jy nie die tydlyne reg trek nie, as jy nie die konteks reg trek nie, gaan jy hom loop soek op plekke waar hy nie meer is nie. Want hy is as sy volheid waar. Hier staan hy. So kan ons nou begin. Ek het spasie gelos. Halleluja. As jy dit nie kan sien nie, daar is nie meer 'n gebou in die hemel nie. Dit was vir hulle in die hemel totdat. Dis nou oop. Die gebou is nou jy. Dit is nie meer 'n hoop van die heerlikheid Christus in jou nie. Jy is nou die vleesliggaam, vlees van sy vlees, 'n been van sy vlees, die heerlikheid. Dit is jy. Die kennis van die heerlikheid met die aarde bedek, soos die water se seebodem, dis mense, wat die heerlikheid van God is as verheerlik. Sê die kennis. Dis klaar hier. Jy moet net ken. Jy moet net sien. Jy moet net weet. Kan ek maar amen sê en huis toe gaan nou? So as ons vanoggend vir God moet vra, Abba Vader, wat is u begeerte? Wat is u huis? Wat is u woonplek? Wat gaan hy sê? Jy. Kom ons begin. Die eerste plek waar die meeste om soek, of waar baie om soek, hulle soek om na die vlees. Hulle soek nog die Jesus, wat op die aarde gewandel het, met sy sandale op die strand geloop het, die vissersbote, die vissers besoek het, die seun van Josef en Maria. Maar kyk wat sê 2 Korintiërs 5, vers 15. Ons gaan 5 plekke identifiseer vandag, en God gaan jou verras. Mag hy maar. Ons sal die waarheid ken en die waarheid maak ons vry. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5. Elzaan, het jy die kamera aangesit? Is jy seker hy's aan? Nee, Fanny kyk rond. Fanny hou nie die liggie dop nie. Jy's aan. Dankie Here. Prys die Here, want ek begin nie weer oor nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 15. Omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, almal gesterf het. Kyk op die bord. As een vir almal gesterf het, het almal gesterf. En as een vir almal opgewek is, dan is almal opgewek. Jy's opgewek in jou erfenis. Jy's opgewek as die verheerliking, die openbaarmaking, jy is die gebou. Jy is die huis. Jy's die stad, want hier's baie huise. As jy so oor die berg kom en daar's 'n klomp huise, noem ons dit 'n stad. Jy's die stad, sê God gaan jou verras. Here, dis groot. Nou sê hy, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, almal gesterf het. Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus, luister mooi, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Al het ons ook Christus na die vlees geken, ons ken hom nie meer so nie. Met ander woorde, ons ken hom nie meer na die vlees, as die een wat op die aarde gewandel het, met sy sandale op die strand opgedaag het nie. Ons ken ook nie meer vir jou na die vlees nie. Wat beteken dit? Ons ken nie meer vir jou, ons ken nie meer vir hom, as die een wat uit Josef en Maria, of as die een wat uit ouers gebore is, as die een wat die wil van 'n man gebore is nie, as die een wat uit vlees en bloed gebore is nie. Ons ken mekaar en ons ken hom, as die een wat uit God gebore is. As die ware
die sigbaar word, as een nuwe mens, 'n nuwe weg. Dis hoe ons hom ken. So as jy hom gaan soek nog as die Jesus wat op die aarde gewandel het, gaan jy hom nie daar vind nie. Want ons ken hom nie meer na die vlees nie. Ons ken hom nou as die seun van God, as die eerstgeborene uit die dode, monogeen, daar's net een DNA, hy die hoof, ek en jy saam as die vleesliggaam gebore uit die dode, die eerste, hier is hy. So waar is hy? Die tweede plek, waar ons hom kan gaan soek, is op die kruis. Is op die kruis. Hier kom 'n verrassing vandag. Ek geniet myself vanoggend. Kyk wat sê Handelinge 13. Kyk wat sê Handelinge 13. Kyk gou wat sê Handelinge 13. Vers 29. Handelinge 13 vers 29 sê, en toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is. Kyk op die bord. Die wet, die psalms en profete het alles oor hom gegaan. Alles. Die geskape dinge as hierdie begin, het alles oor hom gegaan, totdat hy dit volbring het, en ons saam met hom opgewek is as wedergebore, die generasie as 'n ware oortuiging van, ons is eintlik van ewigheid, vanaf voor die grondlegging van die wêreld, alreeds heilig, alreeds volmaak heilig. Alreeds kind, alreeds gered, jy was nog nooit verlore nie, uit hom, hier is die ware. So met ander woorde, as jy enige profesie vat in hierdie Bybel, en jy probeer die oorlog nou in die Midde-Ooste regverdig, wat hy alreeds volbring het, en jy probeer dit regverdig, dan is hy na 2026 jaar vir jou nog steeds op die kruis. Terwyl hy eintlik nie meer daar is nie. Die kruis is leeg. Hy is eintlik in. Kom ons lees verder. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal, in 'n graf neergelê, maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. Vers 32, ons bring dan nou die goeie tyding, sê goeie nuus. Sê nie moeilikheid in die Midde-Ooste nie, sê goeie nuus. Ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek. Wat was die vervulling van die belofte aan die vaders? Ek het gelees in Genesis 12. God het beloof, alle geslagte sal geseën word. God het beloof, hy gaan alles. So as ons nie herstel sien in die wêreld nie, as ons chaos sien en ons haal aan psalms, profete, dan is dit nie vir jou volbring nie, dan hang hy vir jou op die kruis, maar hy is nie meer daar nie. En jy leef 'n illusie van iets wat kragteloos is in jou eie lewe. En jy kan nie beleef en ervaar die waaragtige, as geopenbaar, sigbaar in vlees, die heerlikheid nie. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Kyk gou wat sê Galasiërs 2. Kyk gou wat sê Galasiërs 2. Kyk gou wat sê Galasiërs 2. 20. Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, Christus leef waar? Nie in die hemel nie, in my. Nou sê hy iets groot, hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het, en hom vir myself gegee het. Wat beteken dit? En wat ek nou in die vlees lewe? Watter vlees, as jy nie meer lewe nie? Nie hierdie vlees nie, maar die openbaring van Efesiërs 5 vers 30,
Eintlik het ek gesterf, ek leef nie meer nie, ek is saam hom gekruisig, maar al wat nou leef is Christus, ek as die vlees van sy vlees, as die been van sy been. So as jy sê, jy moet doodgaan, en jy voel, dis jou laaste tyd, jy moet gaan, terwyl hy op die kruis jou dood namens jou gesmaak het, as jy glo, jy moet gaan, dan verklaar jy, hy is nog steeds vir jou, terwyl dit reeds volbring is. Besef julle hoe onkunde, hierdie wat ek vanoggend vir jou bring, is alles onkunde. My volk gaan te gronde, my volk gaan dood, weens 'n gebrek aan kennis, tydlyn, konneksie, konteks. Ons glo goed wat nie bestaan nie. My vriend en my vriendin, as jy nie gaan uitkom by dit is volbring nie, gaan jy nie die opstandingskrag in hierdie vleesliggaam as hy sy tempel beleef, ervaar, sien nie. Dis hoekom die Christene gaan dood. Hoor julle wat sê ek? Daar's niks wat ons kan doen nie. Dis klaar gedoen, ons moet dit net glo. Die vraag is, wat glo jy? Wat getuig jy? Wat verklaar jy? Wat is jou bewustheid as die Christus denke? Efesiërs 5:30. Ons is vlees van sy vlees. Ons is been van sy been. Met ander woorde, ek leef nie meer, ek is saam hom gekruisig. Maar wat ek nou leef, leef ek deur die geloof van Christus in die vlees. Wie se vlees? In sy vleesliggaam. Hierdie liggaam behoort nie meer aan jou nie. Hierdie liggaam is duur gekoop. Verheerlik hom nou met jou liggaam. Hoe verheerlik ek hom? Dit begin met my bewustheid. Dit begin met my oortuiging. Dit begin met my woordeskat. Dit begin met my handel en my wandel. En dit maak jou opgewonde, dit maak jou radikaal, dit maak jou anders. Hoekom anders? Want die opstandingskrag werk in jou outomaties, omdat jy net oortuig is van wie jy is, omdat jy jouself sien, soos God jou sien, want hy is nie meer vir jou op die kruis nie. Dit is volbring. Die derde plek waar hulle hom soek, is in die graf. Kyk wat sê Romeine 6. Dan gaan ek iets sê, wat 2 uur ek en Heilige Gees gedink het, dis baie humoristies. Toe ek het vanoggend vir hom sê, 2 uur vanoggend. Ek sê nie, jy moet 2 uur opstaan nie, maar dis maar hoe ek en hy werk. Toe maak ek vir my tee en vir hom 'n koppie tee. Toe drink ons al 2 eers 'n teetjie, en ons som bietjie vanoggend se boodskap op, want hierdie boodskap het hy verlede maandag vir my gegee, en ek is net gehoorsaam. Maar ek sien hy het nie sy tee gedrink nie. Want hy sê daar nie. Waar is hy? Hy het sy tee hier gedrink. Want wie jy is wie hy is, en wie hy is wie jy is. Een. Ha! Dit is 'n groot Here, dit is 'n groot. Die kindertjies van die Here sukkel met dit. Met ander woorde, ons ken nie meer na die vlees nie. Met ander woorde, jy is nie meer uit 'n koker nie. Jy's nie meer uit 'n stamboom, jy's uit God gebore. Ek ken jou as die seun van 'n lewende God, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Heilig, onberispelik, sonder gebrek, kind. En toe jy gebore word saam met hom as opgewek, toe vat Heilige Gees vir jou. Toe vat Heilige Gees vir jou as kind. Toe posisioneer hy jou as seun. Dis wat dit eintlik beteken, Romeine 8, die wat deur die Gees gelei word. Dis verkeerd vertaal. Dis nie die wat deur die Gees gelei word nie. Dis die wat deur die Gees geposisioneer is as seun. Jy moet net oortuig word, bewus word en dit begin lewe as die identiteit wie ek is. As jy my gesien het jy my Vader gesien. Dis my leefwyse. Dis nou wil ek uitdak hierso. Ek moet inhou, die kinders slaap. Sê die kinders slaap, die kleintjie slaap. Kom ons vind uit, is hy nog in die graf?
Kyk wat sê Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Sê vir my as jy saam met hom opgewek. Sê vir my as jy saam met jou in die graf. Nou gaan ek vir jou sê wat ek vanoggend 2 keer gesê het en ek en die Heilige Gees het gedink dis nogal humoristies. Dis radikaal. Dis hoekom dit gaan met ons soos dit gaan. Ons leef 'n dwaling, ons leef 'n leuen, ons leef 'n illusie, 'n droombeeld van iets vir eendag. Terwyl dit nou is. Want as dit uit ewigheid is, in ewigheid is nie tyd nie, in ewigheid is nie 'n gister nie, in ewigheid is nie 'n toekoms nie, in ewigheid is 'n nou. Ek is. Ja. Kyk wat sê Romeine 6 vers 13. Vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van sonde. Wat beteken sonde? Moenie julle lede stel tot beskikking van 'n verwronge identiteit nie. As jy sê jy moet doodgaan om hom eendag te sien, leef jy verwronge identiteit en jy maak 'n verklaring, die graf is nie leeg nie. Hy's nog in die graf. Hoor julle wat ek sê? Lig van die wêreldbediening. Hoe skerp moet ons wees? Daarom sal jy die waarheid ken en as jy ken van die waarheid wat jou vryheid maak dat jy kan geniet. So dalk geniet ek iets wat nog min geniet. En moenie julle lede stel tot beskikking van 'n verwronge identiteit as werktuie van ongeregtigheid nie. Luister mooi, stel julleself tot beskikking van God, luister mooi, as mense wat uit die dode lewend geword het. Hoe sien ek myself? My vriend en my vriendin. As daar dood is, sien ek myself die eerste as die vleesliggaam uit die dood. Hoe sien God ons? As jy besig is met waarheid, is dit mense wat uit die dode lewend geword het. Nou kan ek iets sê, maar gaan dit nou nie sê nie. En stel julle lede dan as werktuie van geregtigheid in diens van God. Nou moet ek jou vra, is hy nog in die graf? Nou as sy graf leeg is jou graf ook leeg. Want jy's lewend gemaak, ons is die eerste uit die dode. En as ons dit nie gaan begin verkondig, want hoe gaan dit hoor as iemand dit nie? Want hierdie oortuiging kom deur die woord en wat ons hoor. En as jy dit gehoor het en jy word nie in jouself oortuig as 'n bewustheid en jy begin dit leef as jou lewenswandel en handel as uit die dood nie, is hy dalk nog vir jou of gaan jy hom dalk nog soek in die graf. So tot op datum is hy nie in een van die plekke waar ons kan sê hier is hy nie. Die tweede een, die derde een is 'n grootte, die vierde een is 'n grootte, die vierde een sê dis vars nuus. Is aan die regterhand. Ek gaan 'n baie radikale stelling maak. Hy sit nie meer vir my aan die regterhand nie. Hoekom het hy gaan sit aan die regterhand? Dis groot stellings wat ek maak, want 99% van die woord wat die ouens verkondig is die regterhand. Kom ons vind uit, hoekom het hy gaan sit aan die regterhand? Vra 'n bietjie hoekom. Kyk wat sê Hebreërs 10. Kom ons kyk of dit nog daar is vir jou. Ek soek jou aandag. As jy, as die ware uit hom, die nuwe uit die dode, hier is, sit hy nie meer vir jou aan die regterhand nie, want die volheid, weet wat hy is want Efesiërs 2 sê, ons is saam met hom, die goedertierenheid van God het gemaak, dat jy saam met hom lewend gemaak is, jy's hier saam met hom opgewek. Maar as jy uitgekom het by waarheid, is jy nie saam met hom nie, jy is die openbaarmaking as hy. Want jy leef nie meer nie. Jy is saam gekruisig en wat jy nou leef, leef jy nie geloof van hom as sy vleesliggaam, die openbaarmaking as hy, want jy is die liggaam van Christus. Hoekom het hy gaan sit aan die regterhand?
want uiteindelik gaan sit aan die regterhand vir hierdie ongehoorsame volk as hierdie 40 jaar tydperk tot hier. En toe die 7de engel uitroep, dis verby en die tempel gaan oop, toe sit hy nie meer aan die regterhand nie, toe neem hy sy plek, sy begeerte, sy posisie in as huis, as woning, as rusplek vir ewig. Jy. Hoekom moet hy gaan sit aan jou regterhand? Halleluja! Kyk gou wat sê Hebreërs 10, vers 12. Nou moet jy mooi luister hoe die vertalers ons te nagekom. Ek gaan 'n sagte woord gebruik. Hoe die vertalers ons te nagekom. Hebreërs 10 vers 12, maar hy het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. As jy daai skrifgedeelte lees, het hy vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie korrek vertaal nie. En die probleem is dit, ons begin by die begin van die skrif. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir sondes, met ander woorde, dit beteken, hy was geoffer as 'n slagoffer vir sonde. Dis ook nie die waarheid nie. Dis nie wie God is nie. Hierdie God, hierdie Vader, wat jou begeer as huis, as woning, as rusplek vir ewig, is nie 'n bloeddorstige God nie. Hy's net liefde. En as hierdie liefde volmaak is in hierdie liefde geen vrees nie, want vrees sluit straf in, en hy wat nog vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Hoekom was hy 'n slagoffer? Hy was nie 'n slagoffer vir sonde nie. Hy was 'n slagoffer vir al hulle offers. Alle diere en goed wat hulle geoffer het vir die bedekking van sonde, was nie eers van God nie. Jeremia 7 sê God, ek het geen behaag in julle brand en slag en bloedoffers nie. En Jesaja 1 sê God, ek verberg my aangesig vir julle skynheilige offers. Waar het al hierdie offers vandaan gekom? Toe God vir Moses sê, laat hulle trek uit Egipte, het hulle vir hoeveel jaar, 400 jaar in Egipte gebly, en dat al die Egiptiese offers en sisteme en godsdienstigheid aangeneem, en toe trek hulle met 'n God wat liefde is, maar hulle besluit, hulle trek weg met dieselfde sisteem as offers. Hy was nie 'n slagoffer vir sonde nie. Want God het nie bloed nodig om jou sonde te vergewe nie. Want voor die grondlegging van die wêreld was jy alreeds heilig. Jou heilige ding, waar was dan sonde? Daarom al hoe sonde vergewe kan word, jy moet jou bekeer. Jy moet jou denke, jou bewustheid van wie jy is verander, en jou tot hom keer en besef, as ek myself kan sien soos hy my sien, is ek onberispelik, sonder gebrek, heilig, soos dit was, vir altyd, die ware. Woe! Dan sê ek nee. Ek het gou vir julle bewys. Kom ek bewys dit gou vir julle. Da's vir jou gejok. Hy was nie 'n slagoffer nie, hy was nie geoffer nie, wonder wie hom geoffer het. Baie dink mos, God het hom geoffer, God wou mos vir jou straf, toe besluit God, nee wag, hy gaan sy seun namens jou straf. Ek ken nie so God nie, want dis nie 'n God van liefde nie. Dis nie wie die ware is nie. Dis vir jou gejok. Kyk gou wat sê Lukas 24. Kom ek, ons gaan terugkom hiernatoe. Sê ons gaan terugkom hoor. Kyk gou wat sê Lukas 24. Wat was vergifnis? Wat was die vergifnis van sonde? Dit was nie 'n bloedoffer nie. God is nie 'n bloeddorstige God nie. As God na ons kyk, as hy bewus van niks wat ons weerhou om te manifesteer wie ons eintlik is, as voor die grondlegging van die wêreld nie. En hy noem dit identiteit. En as ek en jy onsself kan begin sien soos hy ons sien, manne en maninne, dan loop die dood draaie om jou. Vra my. Kyk wat sê Lukas 24:44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, die wet van Moses, die profete en psalms vervul moet word. Sê vir my alles. Sê vir my, toe ek moet dit volbring, sê vir my, was daar goed uitgelaat, of was dit alles? So as jy nog wag vir goed volgens profesie, hang hy vir jou nog steeds aan die kruis. Kom eens verder.
Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan. Sê Vader, open my verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, soos geskrywe, so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. Luister mooi, vers 47. Nie slagoffers nie, nie bloedoffer vir sonde nie. Luister wat sê vers 47. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem en verder. Maar ander, hoe word sonde vergewe? Ek bekeer. Hoe bekeer ek my? As ek 'n fout gemaak het, die teks het voor my ingery en ek het vir die teks 'n teken gewys en die teken was nie kom kerk toe nie, bekeer ek my. Metanoia, ek draai my tot hom en ek sê Vader, dit pas nie by my nie. Dis nie wie ek is nie. Ek is die ware geregtigheid, openbarmaking, heilig, onberisplik, sonder gebrek. Halleluja! En ek geniet my oorwinning. As dit nie so was nie, dan moes jy eers 'n kat of 'n hond of 'n perd geslag het, bloed gebring het, sodat jou sonde vergewe word. God was nog nooit in die doodmaakbedryf nie. Sê ons hoor vandag 'n paar goedjies. Ek gaan terug, Hebreërs 10 toe, ons gaan nou verder. Ons kyk nou nog 'n regstelling gou. Sê dankie Jesus vir die bediening. Sê dankie vir Rudy. Sê dankie vir vryheid. Sê ek lewe. Nie enige lewe nie. Uit die dode lewend gemaak. Sy lewe. Nee, ons gaan nie harde klap, geen die mannetjie slaap. Sy is 'n maatrak sy ore toe, gee die Here 'n lieflike, wonderlike lofoffer. Terug Hebreërs 10 toe, vers 12. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir offers gebring het. Bring verandering, skryf, trek dood. Nie vir sonde nie. Hy het een slagoffer vir offers gebring. Komma. En vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Met ander, dit klink so, daar's een slagoffer gewees vir offers, komma, en toe het hy vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Dis nie waar nie. Wie wat sê die oorspronklike? Wie wat sê uiteindelik? Hy het een slagoffer vir offers, vir bloedoffers, vir alles wat ek en jy in ons vermoë wil doen om te beter, om op te hou, gebring vir altyd, komma, en toe gaan sit hy op aan jou regterhand. Het jy geweet waar jy jou komma plaas? Verander jy die betekenis van die skrif. Hierdie Bybel sê, en die meeste glo, hy sit vir altyd. Nee. Want hulle lees die Bybel so. Hy het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan jou regterhand. Die komma is voor die altyd. Nee, dit moet so lees. Hy het een slagoffer vir offers gebring vir altyd. Daar sal nooit weer 'n offer wees nie. Daar sal nooit weer 'n offer hoef te wees nie. Daar sal nooit weer 'n bloedvloeiing te wees. Daar sal nooit weer iets doodgemaak hoef te wees nie. Vir altyd, want dit was nog nooit jy nie, want voor die grondlegging van die wêreld was jy al reeds in hom uitverkies as heilig, jou wonderlike pragtige ding, maar omdat jy sukkel met jou bewustheid, jou denke, identiteit, diskwalifiseer jy jouself vir altyd, en toe gaan sit hy aan die regterhand. Hoekom? Vers 13. En hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Daarom sal daar nie weer 'n offer wees nie vir altyd. En toe gaan sit hy aan die regterhand. Toe gaan sit hy aan die regterhand totdat. En nou wag hy vir sy vyande. So as jy nie uitgekom het by alles as volbring nie, dan sit jy nog met 'n persepsie. Hy sit aan die regterhand, maar hy is nie meer daar nie, want alles is reeds klaar volbring, al sy vyande. Daarom is hy waar. Ons waai so 'n bietjie vir die Here. Sê saam met my totdat. Wat beteken vir altyd? Of wat beteken regterhand? Dis nie 'n plek nie, maar 'n rede as afwagting as volbring. Die totdat, dit was 'n staat van afwagting in Christus, as 'n toestand, alles het nuut geword, totdat jy gaan begin sien, alles is nuut, daar is geen vyand, al krag en mag op die aarde is wie en wat hy is, en solank jy dit nie gaan sien nie,
het jy nog nie uitgekom en geopenbaar en gemanifesteer die totdat nie, dan gaan soek jy hom aan die regterhand, terwyl die tempel oopgegaan het, die vyande is tot niet gemaak, die vyande is onder sy voetbank, so waar is hy? Kan julle dit sien? Om te sit aan die regterhand beteken die werk is volbring. En nou wag hy, in aanhalingsteken regterhand, totdat die mens dit sien as volbring, 'n bewustheid, dit is reeds klaar gedoen, maar die mens sien dit nog nie as gevolg van onkunde, omdat die mens hom nog soek op die kruis, in die graf, of na die vlees, of ons maak verklarings, die oorlog in die Midde-Ooste is 'n profesie, terwyl dit alles gegaan het oor hom as volbring. As jy nie uitgekom het by dit is volbring, en jy weet wie jy is, as die ware identiteit nie, moet hy vir jou nog sit aan die regterhand, terwyl hy nie meer sit aan die regterhand nie, want sy vyande is onder sy voetbank, sy voete. Daarom kyk gou wat sê Lukas 19 oor dit. Sit hy vir Rudy aan die regterhand. Waar is hy? Kyk op die bord. Dit was vir hulle. Totdat. Verby, laaste engelpla uitgooi. Toe gaan die tempel oop. Toe is alles in die nuwe tempel, die nuwe gebou, die huis. Wie is hy? Waar is hy? Halleluja. Kyk wat sê Lukas 19:10. Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek soek jou aandag. Hy het nie gekom om te soek wie verlore was nie, want niemand was verlore nie, want voor die grondlegging van die wêreld was almal alreeds in hom uitverkies, gered, geroep, heilig. So wat was verlore wat hy moes kom red? Golgotha, sê saam met my Golgotha. Wat beteken Golgotha? Sê kolbeen, sê hoofskedel, sê die mens was verlore. Nie om hel toe te gaan en hemel te mis nie. Die mens was verlore met 'n verwronge identiteit en bewustheid, omdat die mens nie geweet het, waar is hy nie? Toe kom red hy die wat? Hoe het hy die wat gered? Toe gee hy jou sy denke, as die Christus denke, as vernuwe denke, sodat jy kan dink soos wat hy kan dink, jou nuwe mens, jou wonderlike, heilige, volmagtige ding, God in jou, als is in jou. Jy. So waar is hy? Rudy, hy sit aan die regterhand. Nee. Hy sit aan die regterhand totdat. So as jy nie uitgekom het by totdat, as jy sê jy moet doodgaan, terwyl hy jou dood vir jou gesmaak het. As jy sê jy's 'n sondaar, terwyl hy sondig geword het. As jy sê dit en dit en dit, soos wat die mense sê, dan sit hy vir jou aan die regterhand. Maar as jy uitgekom het by die totdat, alles onder die voetbank, die vyande, is jy die openbaarmaking, is hy die openbaarmaking, as jy. Maar eintlik as hy, nie eintlik jy. Hy die hoof, ek die vleesliggaam. Een. Is dit nie mooi nie? Daarom kyk gou wat sê, ek gaan sommer quoteer, Romeine 13 vers 1 sê, daar's net een krag op die aarde, daar's net een mag, en dis die krag en die mag van God. Alle ander kragte, soos duisternis, demone, duiwels, alle ander magte, wat ons ook al 'n naam wil gee, het nie 'n krag nie. Al krag wat dit het, is wat ons dit gee as 'n bewustheid. Jy gehoor wat ek gesê het. En solank jy nie gaan begin lewe, as die enigste krag op die aarde is wie en wat hy is, wat kan 'n mens aan my doen, wat kan wat aan my doen, ek is die openbaarmaking as hy, dan moet hy vir jou sit aan die regterhand. Soos siekte en soos die dood. Nog een is 1 Tessalonisense 5:22 sê, weerhou julle, ek gaan sommer quoteer, 1 Tessalonisense 5:22 sê, weerhou julle van elke vorm van kwaad, enige kwaad. Kom ons praat van diefstal, kom ons praat van moord, kom ons praat van wat ook al, is dit 'n vorm. Waar is die vorm? In die bewustheid van 'n mens. Daarom moet hy kom red, nie wie nie, hy kom red die wat. En solank ons nog daar is as 'n vorm van kwaad, ek word kwaad vir jou, ek verloor by u meer, ek gaan jou terugkry en dit. Dis net 'n bewuste vorm van kwaad. Moet hy vir jou sit aan die regterhand, dat jy nog nie uitgekom by alle vyande is onder die voetbank.
Onthou julle waaroor gaan als? Oor 'n vrede sonder einde. Onthou julle waaroor gaan als? Oor herstel. Kan julle sien waar jy ons beweeg? As ek en jy nie die vredemakers is nie, geseënd is die vredemakers, hulle sal seuns van God genoem word. As ek en jy nie herstellers is en nie verwoesters is nie, sit hy vir jou nog aan die regterhand. Maak dit sin wat ek vanoggend vir jou bring? Is dit nie mooi nie? Daarom kyk wat sê Efesiërs 1:17 oor dit. Wat moet gebeur dan? Wat moet dan gebeur? Dat hy nie meer hoef te sit aan die regterhand nie, want die vyande is onder sy voetbank. Kyk wat sê Efesiërs 1:17. Ek gaan 'n lekker koffietjie vat, 'n koue koffietjie. Ontvang julle iets? Kan julle sien vanoggend hoe fantasties is dit? Kan julle vanoggend sien wat dit beteken om die waarheid te ken eintlik? Dis toe meer as net wat ons gedink het. Verveel ek julle of is julle okay? Ek bring vir jou iets groots. Magdalena, jy wat vandag verjaar, is jy okay? Nou smaal, ek sien. Daar smaal sy nou. Moet nie na Fanie luister nie, hoor. Ek sien hy praat so saggies met jou. Wat moet dan gebeur? Sodat alle vyande onder sy voetbank is. Want as sê vir my, moet hy of het hy? Volgens hom is dit klaar. Dis ons in ons verwronge identiteit, bewustheid, wat dit nie sien nie. Kyk wat sê Efesiërs 1:17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, sê saam met my weet, weet julle wat? Hey, ek weet, dood, hy het nie eksak teen my nie, ek weet, wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid, hoekom was dit vir Paulus hoop? Want dit was vir Paulus hier hoop, maar ek en jy wat hier is dit vir jou nog hoop, of is dit openbarmaking as die ware? Wat die hoop van die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel, in die Heiliges, die vertaling sê onder, dis verkeerd, dis in die Heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe met die dode opgewek het, omdat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof by alle dinge aan die gemeente gegee. Sê o gats, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Waar is die volheid? Waar is die vyande? Wat is die voetbank? Wat is sy voetbank? Ek en jy is sy voete. Ek en jy is sy arms. Ek en jy is sy oë. Ek en jy is sy liggaam. Hy is die hoof. Hy is die bewustheid, die konsep, die persepsie van wat? Ek en jy is die uitvoering as dit. So wat is sy voetbank? Wat is sy voete? Onder wie se voete? Onder wie se voete? Halleluja. Halleluja. En as jy dit nie gaan sien nie, as jy nie die oortuiging het, as sy openbaring, die openbaarmaking, as die verligting, wow, moet hy vir jou sit aan die regterhand. Sê saam met my, wow! Kyk gou wat sê Hebreërs 10:13, ek gaan gou terug, en gaan ek vir jou wys wat is sy voetbank, en nou raak dit nog lekkerder vir my. Ons gaan nou al hoe nader in jou kom, ons gaan al hoe meer persoonlik raak. Kyk wat sê Hebreërs 10:13 sê, en hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Waar en wat is die voetbank van sy voete? Want kyk wat sê Handelinge 7 gaan oor dit. Kyk gou wat sê Handelinge 7. Is almal nog okay? Dit voel vir my ek verloor so 'n bietjie mense, of as julle saam met my ook so opgewonde en bly. Handelinge 7:49, ons vind uit wat is die voetbank? Waar is die voetbank? Wie is die voetbank dalk? Dalk? Handelinge 7:49, die hemel is my troon, die aarde, o gats, die aarde, die voetbank van my voete. Watter soort huis, o gats, watter soort huis sal julle van my bou, sê die Here, o gats, of hoedanig is die plek van my rus? Hey, gaan vra 'n bietjie vir hom, wat is die voetbank van sy voete, en hy sê aarde, gaan vra 'n bietjie vir hom, hoedanig is sy woning, sy huis, gaan vra 'n bietjie hoedanig is die plek van sy rus, dan gaan jy uitvind, jy moes nooit hemel toe gegaan het nie, jy moes nooit dood gegaan het nie, want dit was toe al die tyd jy. So waar moet dit alles openbaar word? Waar moet dit alles manifesteer? Op die, my vriend en my vriendin, sê herstel op die aarde.
Daarom wag die skepping, alles wag vir die openbaarmaking van die vryheid. Wat beteken die vryheid van die seuns? Dit beteken hy sit nie meer aan die regterhand nie. Ek is die openbaarmaking as hy. Want alle vyande is onder die voetbank, die voete. Wie se voete? Wie se liggaam? My voete, want ek geniet my vryheid as dit is volbring. En nou ervaar ek 'n opstandingskrag. Ek ervaar iets in my wat ander nie verstaan nie. Maar dit pla my ook nie, want ek gee nie om nie. Jy hoef nie, want kan jy sien wat ek sien? Kan jy sien wat ek sien? Halleluja. Halleluja. Kyk wat sê Jesaja 60. Kyk wat sê Jesaja 60. Ai, is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties nie? Besef hoe lief God jou het. Kyk wat sê Jesaja 60, vers 13. Die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom. Die sipres, die plataan en die denneboom almal saam, om te versier die plek van my heiligdom. En ek sal die plek van my voete heerlik maak. God sê ek sal die plek van my voete heerlik maak. Maar wie is sy voete? Ons, ek is sy voete. Met ander woorde, die plek van my voete wil hy heerlik maak. Sê die aarde. Sê die kennis van die heerlikheid sal die aarde bedek soos die waters die seebodem. En ek is die openbaarmaking as daai heerlikheid. Dan sê vers 14 is groots. En die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek. En almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole. En hulle sal jou noem. Hulle gaan jou noem. Sê eers saam met my, o Gats. Hulle gaan jou noem stad van die Here, Sion van die Heilige. Dis nie 'n stad in die hemel nie. Hulle gaan jou noem stad van die Here, Sion. Ek moet dit iewers skryf want ek gaan dit weer aanhaal. Hulle gaan jou noem. Hulle gaan jou noem stad van die Here. Hulle gaan jou noem Sion. En dis op die aarde. Die voetbank is die aarde. Dis 'n mens op die aarde wat die heerlikheid gaan openbaar as die ware. So as jy hom gaan soek en jy wil aan hom vat, kom vat aan my. Kom vat aan jou. Woe! Dis ek is lyk my alou wat die goed sien en wat so opgewonde is en bly is oor dit. Gaan wonder ek kan nie slaap in die nagte nie. Kyk wat sê vers 20. Jou son sal nie meer ondergaan nie. Sê vir my as jou son ondergaan, sê dan word dit nag. Wat word geassosieer met nag? Duisternis. Wat word geassosieer met duisternis? Die afwesigheid van lig, sê dood. Sê verderwing. Hey, my son sal nie meer ondergaan nie. Woe, Jessie Here, nou moet ek inhou. Ek gee nie om wat jy sê nie. My son sal nie meer ondergaan nie. Die son van geregtigheid. En die maan nie kleiner word nie. Want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. En die dae van jou treurigheid, sê blydskap, sê vrede, sê lankmoedigheid, sê sagmoedigheid. Verstaan julle wie ek is? Verstaan jy wie jy is? My vriend en my vriendin. So, waar is hy? 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 Waar? Halleluja, ek los 'n klomp goed uit, want my goed is mos gewoonlik te lank, maar omdat ek in ewigheid leef, kan ek mos klomp goed bring, en as dit te ver en te lank vir julle, wat nog? Die horlosie dophou, wat nog wonder oor vanmiddag en môre. So ek los 'n klomp goed uit, kom ons vind uit, waar is hy? Kyk wat sê Johannes 14. Sê wie los jou vrou uit? Kyk wat sê Johannes 14, vers 20. Ek los 'n klomp goed uit, maar dis oké. Johannes 14 vers 20 sê, in die dag is nie 5 Februarie. In die dag beteken die dag, die openbaring, die mate van revelation wat jy het as in die verborgenhede, is in die dag sal dit aanwys. Wat gaan die dag aanwys? Wat gebeur vanoggend? Wat word vanoggend aangewys? In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Ha! Hy sit nie meer vir Rudy aan die regterhand nie. Ek is die openbaarmaking die sigbaar word as die ware, die vleesliggaam, hy die hoof. Kyk wat sê vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, hoekom het hy vir hulle gesê, want hulle het hom nie lief gehad nie, hulle het nie waarheid lief nie, tot vandag toe die kerk, oor die algemeen nie waarheid lief nie.
Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê. Sê saam met my oogats, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom woning maak. Sê weer oogats. Ek kan nie wag om dood te gaan, om huis toe te gaan en by hom te wees. Hy gaan sê, ons het gekom om by jou woning te maak, vir ewig of vir altyd, jou pragtige ding. Sê hy wat my woord bewaar. Ek gaan sommer quoteer. Johannes 8:51 sê Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nou my woord bewaar, en hulle kom maak in jou woning, sal jy die dood in die ewigheid nie sien nie. Want al wat jy sien is, die graf is leeg. Kyk wat sê Psalm 102, kyk gou eers wat sê Efesiërs 4, dis 'n groote. Sê dis 'n groote. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 10. Ek moet dit gou vir jou wys, amper vergeet ek dit. Nou moet jy mooi luister. Efesiërs 2 sê, hy het ons lewend gemaak, toe sy ons saam hom opgewek, en die ons sit in hemelse plekke. Maar hoor nou wat sê Efesiërs 4, dit is lekker om die woord so te lees. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 10, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, oogats, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Ek soek jou aandag. As die vyande, as jy nog nie uitgekom het by volbring nie, sit jy saam met hom aan die regterhand in die hemele. Maar as jy uitgekom het by waarheid, dis volbring, dan sit jy nie saam met hom in die hemele nie. Jy is saam met hom gebore, bokant, hoor, van ewigheid af, voor die grondlegging van die wêreld, uit God, bokant, hemele, bokant, ewigheid, vir ewig. En die sigbaar word van bokant, is 'n vleesliggaam, 'n mens, 'n persoon, jy. As die voete, want die volheid is die liggaam. Wie is die liggaam? Hier staan hy. Sê bokant. Hoekom? Sê nog 'n totdat. Hier kom nog 'n sjokker. Hier sê Here, wat gaan vandag aan? Dis 'n lekker dag vandag. Ek kon nie wag nie. Sê weer totdat. Met ander woorde, as jy nie uitgekom het by die totdat nie, en jy wil iewers heen gaan, dan moet hy vir jou nog sit aan jou regterhand. Vers 13, totdat ons almal kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, totdat ons almal kom tot 'n volwasse man, die mate van die volle grootte Christus, sê hier staan hy. So as jy hom wil gaan soek, waar gaan jy hom vind? Sê die volle grootte Christus. Sê nog 'n totdat. 1 Korintiërs 15:24 sê, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan die Vader oorgee, hy sal koning wees totdat. Ek soek jou aandag, my vriend. Hy was koning totdat. Hy is nie vir my 'n koning nie. Hy saam met my. Wat het geskryf seun? Hy saam met my, seun. Ons is broeders. Ons het een DNA, ons het een Vader, ons kom uit een geslag, 'n nuwe geslag, die ware geopenbaar, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, nie in hemelse plekke nie, my vriend, bokant, hoor, as alles, gebore, sigbaar, hier is die hemelse, hier is die wonderlike, hier is die begin van die ware. Sê saam met my bokant. Sê daarom, Psalm 132, Jesus, ek hoop julle ontvang iets. Here, mag hulle dit sien, my God. Jy moet dit net sien, want dit is klaar in jou. Jy as die liggaam, die volheid is in jou. Jy as die liggaam, die volheid is in jou. Psalm 132, vers 13, want die Here het Sion uitgekies. Sê die Here het Sion uitgekies. Stop, kyk op die bord. Wie is Sion? Sion is die stad. Wie is die stad? Jy. Ek het dit nou net gelees, in Jesaja 60 vers 14, want Sion, die stad, is jy, en is jy. Hier sit vanoggend baie wonings, en baie wonings vorm 'n stad, want die Here het die stad uitgekies, die Here het vir Sion uitgekies. Sion, stad, jy beteken ook suiwer bewustheid van identiteit, die ware Christus denke sê, hy sit nie aan die regterhand nie, want die vyande is onder my voetsole, en ek vertrap hom. En as ek manifesteer, reageer die ware. Hy het vir jou uitgekies. Ek het my naam geskryf. Hy het vir Rudy uitgekies. Hy het Rudy as woonplek vir hom begeer.
Hey, God het nie vir jou 'n huis in die hemel begeer nie. God het vir jou as hemel in jou as die huis begeer. Hy het gesê, Rudy is my rusplek vir ewig, sê vir ewig. By Rudy wil ek woon, want ek het vir Rudy begeer. Sê daarom, en ek sluit af, Matteus 5. Matteus 5. Ek het baie goed uitgelaat, maar dis oukei. Terwille van jou. Matteus 5 vers 14. Wie Sion? Wie is die stad? Wie het hy uitverkies? Wie sy begeerte? Wie sy woonplek? Wie sy rusplek? Vir ewig? Daarom Matteus 5:14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie meer weggesteek word nie. Daarom is ek so trots op Magdal se getuienis, toe sy vir die vrou gaan bid. Met ander woorde, waar ek en jy beweeg, jy kan nie meer weggesteek word nie. Die Christus, die volheid, die almag, die ewigheid, noem dit die waarheid. Sê bo kan die hemele, op die aarde geopenbaar as sigbaar, kan nie meer weggesteek word nie. Ek en jy, ons bediening se naam wat vandaan kom. Amen. Amen.